Goeienaand en baie welkom by Boekevat het 8. Hierdie is die laaste week van jeugmaand en volgende week is Charles, Rikus, Fransja, Elrika en Dion weer terug op die skerms. In 'n wêreld wat dikwels hard en gejaagd en selfs onverskillig partykeer is, sê Paulus iets wat uitstaan. Een van die vrug van die Gees is vriendelikheid. Dit is maklik om vriendelikheid af te maak as iets kleins, soos om te glimlag of asseblief te sê. Maar Bybels gesproke is vriendelikheid nie 'n opsionele ding nie. Dis 'n vrug van die Gees, 'n teken dat Christus werklik in my leef. In Efesiërs 4 vers 32 sê Paulus in die Nuwe Lewende Vertaling: Wees eerder vriendelik met mekaar. Gee vir mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Vriendelikheid begin nie by mooi maniere nie. Dit begin by 'n hart wat self God se genade ken en dit dan uitleef teenoor ander mense. Ons is soms geneig om vriendelik te wees teenoor die wat vriendelik is met ons. Maar Jesus sê in Lukas 6 vers 35, nee, julle moet ook julle vyande lief hê. Doen goed aan hulle, leen aan hulle en moenie bekommerd wees dat hulle julle dalk nie kan terugbetaal nie. Dan sal julle beloning in die hemel baie groot wees. En julle sal werklik optree as kinders van die Allerhoogste, want hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Ware vriendelikheid wys juis wanneer dit moeilik is. In die verkeer, by die werk, teenoor iemand wat kortaf of ongeduldig is. Dis dan wanneer die Gees ons herinner, jy dra my vrug, leef dit uit. Jy hoef nie te wag vir groot geleenthede om vriendelik te wees nie. 'n sagte antwoord, 'n onverwagse WhatsApp, 'n bietjie geduld met iemand wat dalk sukkel. Selfs die kleinste gebaar van vriendelikheid laat iets van God se liefde agter. Die Gees werk deur dit op maniere wat ons dalk nooit eers gaan raak sien nie. So wanneer jy weer voor 'n keuse staan om jou meer te laat wen of om met kalmte en sagtheid te antwoord, om verby te kyk of om iemand raak te sien. Onthou, die Heilige Gees woon in jou. En waar hy is, groei daar vrug. Selfs in iets so alledaags, maar heilig, soos vriendelikheid. Lekker aand vir julle verder.